Ken jy die man van Golgotha? Die een wat jou laste kom dra. Ken jy sy naam? Ken jy sy stem? As hy voor jou staan, sal jy ken. Ken jy dan die man van Golgotha? Weereens baie welkom, baie dankie dat u ingeskakel het. Nou ek is besig met 'n reeks oor die godheid van Jesus Christus en in vandag se video, die 11de aflewering, gaan ons kyk, het Jesus se disippels geglo dat hy waarlik God is? Nou hierdie is 'n baie omstrede, 'n baie kontroversiële onderwerp, veral in die godsdienstwêreld, die kultuswêreld en so meer, maar dit is so belangrik dat ons weet en verstaan wie Jesus Christus werklik is. As jy die doktrine van Jesus verkeerd het, gaan jy jou saligheid in gevaar stel. Nou ek gaan vir jou 'n paar videoklips speel van wat hierdie valse leraars sê, hoekom hy nie God is nie. Ons gaan dit beoordeel in die lig van die skrif en u is welkom om die kommentaar te gaan gee. So min mense reageer op hierdie video's en dit sal vir my wonderlik wees om u reaksie te sien. Wat sê, stem jy saam al dan nie? En ons kan baie lekker daaroor gesels. Maar kom ons gaan kyk na die eerste videoklip van Stanley Franks. Hy leer en hy sê dat die disippels het nêrens in die Nuwe Testament ooit na Jesus verwys as God nie, maar net as Here. Maar kom ons gaan luister wat hy sê en dan gaan ons dit beoordeel in die lig van die skrif. Maar dat ons eers 'n uitklaring kan kry, is Jesus God, terwyl die disippels nie op een geleentheid na Jesus verwys het as God nie, maar slegs Here. Nou ja, kom ons gaan kyk wat sê Stanley Franks. Hy sê dit is wat die disippels nie gedoen het nie, hulle het nooit verwys na hom as God nie, maar is dit werklik waar? Ons gaan daaroor gesels vandag en dit is die fokus van vandag se video. Kom ons gaan kyk net na een skrifgedeelte en dan kan jy jouself die oordeel vel. Johannes 20 vers 28 sê Thomas vir Jesus, my Here en my God. En ons gaan vandag later in die video kyk na die valse leraars se verklaring daaroor en hoekom hulle sê hy het nie eintlik verwys na hom as God nie, maar dit was 'n idioom gewees. Maar kom ons gaan kyk wat het Jesus geleer. Nou die disippels van Jesus Christus was deurentyd by hom. Hulle het sy werke aanskou, hulle het hom gesien as die seun van God, die wonderwerke wat hy gedoen het. En nie een keer het hulle hom betwyfel nie, nie eenmaal nie. Dis die Jode wat klippe opgetel het om hom te probeer stenig, omdat hy hom gelykgestel het met God, en dit was nie die Jode nie. Alhoewel die disippels nie na hom direk verwys het as God nie, het hulle geweet, hy is die seun van God, wat God is, en ons gaan later daaroor gesels. Daar is talle skrifte waar Jesus na homself verwys as God, en die disippels het dit geweet. Dit was die Jode wat hom wou stenig, daaroor nie die disippels nie. Nou, kom ons gaan kyk, wat sê die woord van die Here in Matteus 16, Jesus sê vir hulle, maar julle, wie sê julle, is ek? En Simon Petrus antwoord en sê, U is die Christus, die seun van die lewende God. Toe antwoord Jesus en sê vir hom, salig is jy, Simon Bar Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. Nou hoekom sal die Vader so belangrike aspek van Jesus openbaar aan Petrus hierso? Jy sien, hy sê, dis nie vlees en bloed nie, dis nie mense wat vir jou verduidelik het, maar wie Jesus is nie, maar die Vader direk het dit aan hom geopenbaar, dat hy waarlik God is, God in die vlees. En nou sal baie mense sê, maar wie sê vir jou, die seun van God is God? Nou as jy gaan lees in Matteus 26, vers 63 tot 65, dan sal jy sien dat Jesus voor die Joodse raad was, en hulle het vir hom gevra, sê vir ons openlik, is u die seun van God? En hy sê, u het dit gesê, en toe het hulle dadelik besef, hier het hy erken dat hy waarlik God is, en hulle wou stene, hulle wou hom weer kruisig, en hulle sê, kruisig hom, hy verdien nie dood, hy is skuldig. Die Jode het dit gesien as 'n gelykstelling met God, en dit is presies wat dit is. En wanneer ons gaan kyk toe die disippels saam met hom in die skei was, daarop klim hulle in die skei en die wind het gaan lê, en nou kom ons gaan kyk wat het hier plaasgevind.
Toe kom die wat in die skei was en val voor hom neer en sê, waarlik, u is die Seun van God. Dieselfde vergelyking, Matteus 26, 63 tot 65. Hulle het erken dat hy waarlik God is. En dit is so maklik om te sê nee, en dit met elke doktrine is dit so. As jy nie kan glo in 'n doktrine wat die waarheid is nie, sal jy altyd skrifte of redes soek om dit nie te glo nie. Maar Jesus is waarlik God. Kom ons kyk, Martha, sy het ook erken dat hy God is. Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit vir hy vir? Sy sê, ja Here, ek glo dat u die Christus is, die Seun van God, wat in die wêreld sou kom. Jy sien, as jy nie erken dat hy die Seun van God is nie, die woord van die Here sê op 'n plek in die Nuwe Testament, niemand kan sê dat Jesus die Here is, sonder die Heilige Gees nie. Onthou, die Heilige Gees bevestig wie Jesus is. Hy bevestig die godheid van Christus. En dit is baie belangrik. Nou kom ons gaan na daai skrifgedeelte in Johannes 20:28, waar Thomas vir Jesus gesê het, my Here en my God, en ons gaan so rukkie daarby stil staan. Dit is belangrik dat ons hierdie skrif in sy konteks gaan verstaan, want die valse leraars verdraai dit so graag om te sê, hy het met Jesus gepraat en dan hy ook met God gepraat. Maar kom ons gaan luister na hierdie videoklip. Title: Thomas called Jesus my Lord and my God. Was that wrong? After the resurrection, one disciple dropped to his knees and called Jesus something shocking. Question: if Jesus isn't God, why didn't he rebuke Thomas for calling him one? Verse: John chapter 20:28. And Thomas answered and said unto him, my Lord and my God. Challenge: every prophet corrects false worship, but Jesus accepts it. So, who exactly is he? Nou ja, kom ons gaan kyk na die skrifgedeelte en dan gaan ons 'n bietjie daaroor gesels. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier. Jy moet onthou, Thomas het getwyfel. Hy het getwyfel of hierdie die opgestane heiland is, en Jesus sê, kyk na my hande en bring jou hand en steek dit in my sy. En moenie ongelowig wees nie, maar gelowig. En Thomas antwoord en sê vir hom, my Here en my God. En Jesus sê vir hom, omdat jy my gesien het, Thomas, het jy geglo. Salig is die wat nie gesien het nie, en tog geglo het. Nie vir een oomblik het Jesus hom vermaan en vir hom teëgestaan, omdat hy hom gesê het, Here en my God nie. Hy het dit aanvaar, want Jesus Christus weet wie hy is. Hy weet van waar hy kom, van wie hy afkom. Hy is van die ewigheid af. Hy is waarlik die Seun van God. Hy is God in die vlees, en hy het dit nie teengestaan wat Thomas gesê het nie. Maar kom ons gaan kyk na die eerste videoklip van 'n valse leraar wat juist praat. Ek dink hy's 'n biblical Unitarian, ek is seker nie. Maar kom ons gaan kyk wat is sy weergawe oor hierdie geval. Now this is one of the most common verses and one of the most widely used verses, a bottom line verse that people use to prove that Thomas is calling Jesus my Lord and my God, and therefore Jesus must be God because Thomas called him God. But if we do a thorough examination and really look into the heart of this verse and get a comprehension of what he is talking about, we can readily understand that Thomas is not calling Jesus my God, and that Thomas has no intention of worshiping Jesus as God or a God. We find that this verse has been misconstrued by those that have an intent to prove Jesus is something other than what God proclaimed him to be. Nou jy sien, vir die valse profete is Jesus 'n profeet, hy's 'n leermeester, 'n rabbi, en hy sê dat hierdie skrif gebruik word om te bewys dat Jesus God is. Nou wat sê die skrif anderster? Hy moet vir ons wys, wat sê die skrif anderster? Ek dink nie een persoon wat Jesus aanspreek as Here en God, het dit nie bedoel nie, maar net 'n bybedoeling gehad nie. Maar dis wat hy sê, dis wat gebruik word om te bewys
dat hy God is en dat Thomas nie Jesus hier sy God noem nie en ook geen intensie gehad het om as God te aanbid nie. En dit is vals. Jesus was God in die vlees. Hy is God in die vlees. En Thomas sy oë het oopgegaan, want die Here sê vir hom salig, Thomas, en dat jy my gesien het en glo. Dis waarlik, hy het openbaring gehad en besef, hy het hier te doen met die God van die hemel. Maar hy is God in die vlees, en dit is wat hier gebeur. Maar hierdie mense sal alles betwyfel wat die woord van God leer. Ek sê weer, as jy 'n doktrine nie glo nie, wat in die Bybel is nie, en sal jy enige ander skrifte en enige ander vorm en maniere vind om dit teen te staan om jou doktrine te regverdig. Maar die skrif spreek vir homself. Kom ons gaan kyk na sy volgende videoklip, waar hy dan ook sê, wat hy verder praat, wat is die betekenis dan van Here en my God? Kom ons gaan luister wat hy sê. What Thomas is proclaiming here is not that Jesus is my Lord and my God, because Thomas is a Jew. Thomas believes the prophets and believes in the law. He and all the brethren that are with him. Thomas doesn't believe that any man is God. Thomas doesn't believe that God came down and became a man. He believes what Moses proclaimed. Hear, O Israel, the Lord thy God is one. And Thomas believes what Jesus preached, that I am the Son of God. And therefore, why would Thomas proclaim Jesus to be my Lord and my God when Thomas already has a God, and that God is the eternal, invisible God? And in Thomas's mind, this would not have changed. So what is Thomas saying here? Well, what we have here with this terminology, my Lord and my God, is what is known as an idiom. Ja, so sal hulle voortgaan en hulle sal dwaal met die skrifte, want hulle ken nie die skrifte nie, hulle ken nie God nie. Hierdie mense het nie die Heilige Gees nie, want hulle verstaan nie wie Jesus is nie. Hy sê dat Thomas 'n man onder die wet was. Natuurlik was hy gewees. Hy glo dat God een is en dat nie enige iemand God is nie. Dit is belangrik. Maar wie is Jesus Christus? Hy kry openbaring. Jesus Christus het self gesê, ek kom van my Vader af. Ek en my Vader is een. Die werke wat ek doen, die doen my Vader. En die werke wat my Vader doen, die doen ek. Hy het homself verklaar as God in die vlees. En hier het Thomas het raak gesien, maar hierdie mense sê nee. Hy glo wat Jesus geleer het, dat daar een God is, naamlik die Vader. Maar kom ons gaan kyk wat hy verder sê. Hy sê dat Thomas net glo wat Jesus geleer het, dat hy die Seun van God is. Inderdaad en inderwaarheid beteken die Seun van God dat hy werklik God is. Hy is God in die vlees. En dit is wat die valse leraars nie verstaan nie. As jou oë toe is en is blind, dan is dit waarlik blind. Hy sê dat Thomas reeds 'n God het. Hoekom sal hy Jesus God noem as hy reeds 'n God het? Hy sê dat hierdie man nou vir Jesus my Here, my God noem, maar hy idioom is. Dis net 'n gesegde. Ek dink nie so nie. Die woord van die Here is baie duidelik. En ons gaan vorentoe sien in hierdie video hoe dat Jesus homself hier aan die einde in Openbaring self verklaar as die Almagtige. Kom ons gaan voort. Nou kom ons gaan kyk na hierdie verduidelikings. My Lord and my God is a profound declaration of faith and recognition of divinity spoken by the Apostle Thomas upon the witnessing the resurrected Jesus. It signifies complete surrender, shifting from doubt to absolute belief in Jesus as both master and divine deity. Hy is waarlik God in die vlees. Ek sê weer, as jy Jesus, die karakter van Jesus, die persoon van Jesus gaan mis en jy verstaan nie wie hy is nie, gaan jy jou saligheid verloor. Jy gaan jou siel prys gee. Dit is baie belangrik dat ons verstaan wie Jesus werklik is. My Lord acknowledges Jesus as authority, master, and the one to be followed. My God declares Jesus' divinity, creator, status, and resurrection power. En dit is belangrik. Kom ons gaan kyk na die blinde man wat deur Jesus genees was.
Nou hierdie man is van sy blindheid genees en later toe hy Jesus dan ook erken as God, het hy hom aanbid. Wie kan alleen aanbid word? Dit is net alleen God wat aanbid word. En Jesus is God in die vlees. En hy het dit gesien, hy het hierdie openbaring gehad. Nou goed, kom ons kyk, Jesus het gehoor dat hulle hom uitgeban het en toe hy hom kry, sê hy vir hom, glo jy in die Seun van God? En hy antwoord en sê, wie is hy, Here, dat ek in hom kan glo? En Jesus sê vir hom, jy het hom gesien en hy wat met jou spreek, dit is hy. Toe sê hy, ek glo, Here, en hy het hom aanbid. So Jesus sê vir hom, hy wat met jou gespreek het, is die Seun van God. En hier ontvang hierdie man nie net 'n genesende oë nie, die blindheid wat weggeneem is vanaf nie, maar sy oë word geestelik geopen om te sien dat die weg, die waarheid en die lewe voor hom staan. Die almagtige, die Seun van die lewende God. Nou, weer eens, die Seun van God, Matteus 26, 63 tot 68, gaan lees dit vir jouself en jy sal sien dat Jesus hier hom gelykstel met God en dit was Gods lastering gewees in die oë van die Jode. En ek verstaan nie dat mense dit nie kan raak sien nie, maar dit is presies wat Jesus hier gesê het. Kom ons gaan kyk na die apostel Paulus. Nou Paulus, die laaste van die apostels, erken Jesus as God. Nou ons gaan kyk na die skrifgedeeltes nou en u gaan sien dat dit so helder duidelik is, dit kan nie anders wees nie. Hy erken en hy sien Jesus as God. Kom ons gaan kyk na die skrifgedeeltes. Nou die eerste skrifgedeelte, onthou, ons gaan nou daarna kyk, hier Paulus het konstant deur die skrifte Jesus as God erken, die godheid van Jesus, dat hy skepper is, sy gelykheid met die Vader, word derentyd deur Paulus gemeld in die skrifte. Nou die eerste skrifgedeelte, Kolossense 2:9, word die volheid van die godheid in hom verklaar. Gaan lees dit vir jouself in konteks, gaan lees die hele hoofstuk, hier word die volheid van die godheid in Jesus gesien. Titus 2 vers 13 noem hy hom God en Verlosser. Die salige hoop, hy sê wanneer hy gaan verskyn, dan sal ons God en ons Verlosser verskyn. Paulus sien hom hier as die God en Verlosser. Hy sien nie twee ander persone nie, of twee verskillende persone nie. Hy sien hom as God en Verlosser. En wie kom terug by die wederkoms? Jesus Christus. Hy is die beeld van die onsienlike God, Kolossense 1:15. Hy is nie die beeld wat nie gesien kan word nie, maar sigbaar is in die vlees. En dis baie belangrik. Nou kom ons kyk na die laaste skrifgedeelte. Hy is die lofwaardige God, Romeine 9 vers 5. Dit spreek duidelik van sy godheid. Hy is die lofwaardige God, dan verwys hy na Jesus Christus. Nou ja, kom ons gaan kyk nou na die laaste apostel Johannes op die eiland Patmos en wat het hy gesien? En hier gaan hy hoor die stem van Jesus Christus wat vir hom duidelik sê wie hy waarlik is. Kom ons gaan kyk. Nou die apostel Johannes het van hom getuig as die waaragtige God. Nou kom ons gaan kyk na die skrifgedeelte en ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die waaragtige te ken. Waaragtige met 'n hoofletter. En ons is in die waaragtige, in sy Seun Jesus Christus. Hy is die waaragtige God en die ewige lewe. Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Die Bybel sê in 1 Johannes 5 vers 13, hy wat die Seun het, het die lewe, dis die ewige lewe. En hier word het duidelik gemaak wie Jesus werklik is. Nou, Openbaring 19:11 praat dit pragtig, dit sluit aan by die skrifgedeelte. Hy sê toe ek die hemel geopend gesien en daar was 'n wit perd en hy wat daarop sit, word genoem getrou en waaragtig en hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid. Baie, baie belangrik. Nou ja, apostel Johannes, hy was op die eiland gewees, die Patmos eiland, en hy is 'n getuie van Jesus se woorde in Openbaring 1 vers 7 tot 8. Jesus spreek met hom en hoor wat sê hy. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige.
Hier sê Jesus reguit direkte taal, hy sê ek is die Alfa, ek is die Omega. Ek is die begin en die einde. Dis iets wat net aan God toegedig kan word. En hy sê ek is en ek was, wat kom, die Almagtige. Nou wie is die Almagtige? Alleen God is almagtig en Jesus sê ek is daai persoon. En dis baie, baie belangrik. Nou ja, dis kosbaar dat ons moet weet wie ons verlosser is en dit is baie, baie belangrik. Nou goed, kom ons gaan kyk net na daardie skrifgedeelte. As jy Openbaring 1 vers 17 en Openbaring 2 vers 8 lees, dan sê hy ook ek is die eerste en ek is die laaste. Iets wat net aan God toegedig kan word. Is dit nie wonderlik nie? Goed, Jesus is waarlik die almagtige God. Hy is absoluut die lewende, die almagtige wat sal kom op die wolke van die hemel. En dit moet ons glo en dit is baie, baie belangrik. Goed, ek gaan afsluit. Die skrif is duidelik dat Jesus 'n volgeling hom erken het as God en daarom moet u pas op vir wolwe in skaapklere wat vir u probeer verduidelik dat hy nie God kan wees nie. Hierdie mense is op pad na vernietiging. Hulle gaan die seun van God sien wat met wraak gaan kom op hulle, want hulle het hom verwerp as die waarlike, die seun van God, die almagtige. Mag die Here ons help, ons oë oopmaak, dat ons sal verstaan wat die skrifte leer in konteks. En soos ek reeds gesê het in die begin van die video, gaan gee kommentaar. Ek sal graag daarna gaan kyk. Dis vir my wonderlik as mense saamgesels en vir my vertel hoe hulle dit sien en of hulle dit reg verstaan al dan nie. En dit is belangrik. Gaan dan ook en gelike hierdie video en subscribe as jy nie gesubscribe is nie. Dankie daarvoor, mag die Here u seën. Tot 'n volgende keer, totsiens.